Jy wanhoop oor sy sorg, soos die volk in die woestyn gedoen het, maar jy word gekonfronteer met die waarheid dat God eindeloos omgee, dat hy sorg, dat die ruimte waarin jy is, wat jy dink daar is niks, barstens toe vol van genade is. En dan sê hy die derde ding van 'n woestyn, wat baie keer in die verhaal rondom woestyne aan die orde kom in die Bybel, is hierdie verrassende element. Die verrassende element dat jy gedink het daar's niks, ook God is nie daar nie. Dat soos Israel 'n mens telkens ontdek dat in die woestyn is God naby. Baie nader as wat ek dink en is wat ek kan glo. So naby is hy. Eksodus 16 wys dit, vriende. God gee manna en kwartels om te eet. En selfs die geskenk van rus deur die Sabbat. Hy leer hulle dat hy nie net praat nie. As hy sê dat hy vir hulle sal sorg en omgee, dan doen hy dit ook. Die rol van die woestyn is ongelooflik. Dit loop soos 'n goue draad deur die Bybel, soos ek reeds gesê het. Abraham hoor God se beloftes in die stilte van die woestyn. Moses ontmoet vir God in die woestyn deur 'n brandende bos. Dit verander nie net Moses se lewe op 80-jarige ouderdom nie, maar ook die hele lewe van Israel. Moses word die grootste leier in die geskiedenis van Israel. Elia lê onder 'n besenbos, moeg en moedeloos. En daar bring God vir hom brood en water. Johannes die Doper roep in die woestyn, berei die pad van die Here voor, hy's op pad. En dan weet ons dat die Here Jesus ook in die woestyn ingelei is, dat hy versoek is, dat hy getoets is, maar dat hy ook daar bevestig is as die seun van God. Die woestyn moet ons nie lig beoordeel nie. Die woestyn moet ons nie dink dis niks seggend. Dis van geen betekenis. Dis 'n plek van hopeloosheid en wanhoop nie. Dis 'n plek van gebrek en eindelose skimme wat niks beteken nie. Die woestyn, vriende, is 'n plek van ontmoeting. 'n Plek waar God mense stroop van alles waarop hulle valslik vertrou en homself gee as genoeg, as een wat omgee, as een wat vashou, as een wat sorg. Dalk ken jy dit self. Miskien as ons vanoggend kans gehad het, kon elkeen van julle self iets vir ons kon vertel het van julle woestynlewe en wat dit vir julle beteken het. Want ons almal ken dalk die woestyn van siekte waarin ons een of ander tyd beland het. Elkeen van ons ken dalk die woestyn van eensaamheid, van geïsoleerdheid, van alleenheid, wat ons een of ander tyd ervaar het. Elkeen van ons, daar so baie mense vandag, ken die woestyn van onsekerheid, van werk of finansies wat nie wil uitwerk nie. Elkeen van ons het definitief al die woestyn van rou en verlies ervaar, van iemand wat vir ons dierbaar is, wat ons moes afstaan. Maar juist daar weet ons, as ons terugkyk, God was ook daar, waar alles leeg was, waar dit lyk asof daar niks was.
daar kom God en sê, en het hy dit gedoen, ek is hier, ek sorg. Daarom vriende, is hierdie verhaal, wat vir my uitstaan hier is God se teenwoordigheid in hierdie verhaal. Die Joodse kunstenaar Marc Chagall het hierdie misterie probeer, hierdie diskrepans, hierdie teenpool van 'n woestyn wat eintlik vol is, wat ons dink niks het en niks is nie, eintlik barstens toe vol van genade is, het hy op 'n wonderlike manier in sy skilderye verwoord, en veral in sy skildery oor Eksodus 16. Hy gebruik pragtige klere om hierdie gedeelte van die manna en die kwartels om dit te skilder. Hy gebruik nie hierdie dowwe klere en hierdie vaal klere wat ons sou gebruik het om 'n woestyn te skilder nie. Hy gebruik die mooiste bloue, die mooiste geel en die mooiste rooi, so asof hemel en aarde in 'n woestyn aan mekaar vloei en in mekaar vloei. So skilder hy dit. Want hy wil wys, God se sorg is nie net prakties nie. God se sorg is 'n kunswerk van genade. Waar die volk net vaal gesien het, verf God klere van sorg. Waar ons net droogte sien, skilder God lewe. Gemeente, ons lewens word ook so doen. In ons woestyne verf God sy teenwoordigheid op 'n manier, as ons hom daar soek, en as ons die oë het en die hart het om na hom te vra in ons woestyntyd, verf hy sy teenwoordigheid baie kleurvol. Hy bring kleur waar ons net grys sien. Ons dink baie keer aan woestyntye en moeilike tye in ons lewens as verlore jare, as tye wat ons nooit weer wil oor hê nie. Maar die Bybel sê, en Eksodus 16 sê vir ons vanoggend, dit is juist daar waar God se sorg die duidelikste word, waar ons niks verwag het nie, waar hy ons verras en waar hy ons verbaas. Daarom is woestyn nie net plekke van swaar kry nie. Hulle is ruimtes waar God ons vorm. Soos ons reeds gesê het, waar God ons ook stroop van dinge wat onbelangrik is, so dit wat belangrik is in onsself meer na vore kan kom. Waar in woestyne is die plek waar ons God se sorg verrassend ontdek. In ons eie woestyne kan juis die plekke wees en is waar ons God die naaste ervaar. Hy is die God wat manna en kwartels gee in die woestyn, ook in ons woestyne. Hy is die een wat bitter water ook laat soet word, wat water uit 'n rots uit kan laat vloei in ons woestyne. Mag ons dus leer om hom te vertrou, om nie opgaarders te wees en ons eie planne te maak nie, maar om hom deel te maak van ons lewens en ons deel te maak van ons planne, om as ontvangers van sy genade te leef. Nie as murmureerders en twyfelaars en mense wat heeltyd twyfel nie, maar as mense wat vertrou. Nie as oorlaaide mense nie, maar as mense wat ook die genade en die geskenk van die Sabbat ontvang, wat rus in die teenwoordigheid van ons koning, en môre en oormôre aan hom oorlaat. Amen. Kom ons bid saam. Ek wil net vra, ek het nou nie die afkondigings geluister vanoggend, nog nie. Is daar iemand
ons lysie van die afkondigings waarvoor ons kan bid vanoggend? Ja. Is daar iemand wat siek is op julle afkondigings? Vir wie ons kan bid? As daar nie is nie, dan sê ons dankie dat almal gesond is. Goed, kom ons sit net so dan bid ons saam. Hemelse Vader, vanoggend kom ons in verwondering. In verwondering oor hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Hierdie ou verhaal. Maar ook in verwondering hoe hierdie verhaal oor kruis en dwars oor ons eie lewe loop. Ons is in verwondering vanoggend, Here, hoe U gesorg het en hoe U omgegee het, hoe U vasgehou het en hoe U rigting gegee het, ook in 'n baie moeilike tyd in Israel se lewe. Maar ons is ook in verwondering vanoggend as ons dalk kan terugkyk en kan sien, Here, hoe U ook in ons eie lewens 'n pad met ons geloop het. In tye wat ons gedink het, U is nie daar nie, tye wat ons gedink het, maar alles is maar net 'n ligspieeling. In tye wat ons gedink het, Here, maar die elemente en die dinge rondom ons gaan die oorhand kry. Here, daar het U gekom met manna en kwartels in ons lewens. Daar het U gekom met 'n vuurkolom en 'n wolkkolom. Daar het U ons gehelp, Here, teen ons eie wil in partykeer om agter U aan te loop. En U het ons gelei na iets beters. Dankie daarvoor. Dankie dat ons in verwondering kan wees oor U as koning wat sorg en wat omgee en wat liefhet. Here, ons kom vanoggend omdat hierdie verhaal en dalk ons eie verhale vir ons moed gee om elkeen van hierdie gemeente lede aan U op te dra. Vra dat Here dat U met elkeen sal wees, elkeen met sy eie vrese dalk en sy eie twyfel en sy eie wanhoop, dat U vir hulle sal vashou. Maar ons wil ook feesvier vanoggend in U loof vir waar U uitkoms gebring het en waar U liefde en die trou en die omgee en U sorg oor alles getriomfeer het. Baie dankie, Here, dat ons kan bid ook vanoggend vir ons land. Ons wil bid, Here, waar ons bekommerd is oor soveel dinge ook in ons land. En ons weet, Here, dat dit ook 'n woestyntyd dalk vir ons is. En ons weet dat U in beheer is, Here, en dat U ook vir ons uit hierdie posisie in waarin ons nou is, ook sal lei, dat ons ook vir U daarvoor kan vertrou. Dankie, Here, vir U genade. Dankie vir U liefde, vir U omgee. Ons loof U daarvoor. In die wonderlikste naam wat daar is, in Hom, in Sy naam wat vir ons geleer het, gee ons vandag ons daaglikse brood. In die naam van Jesus Christus. Amen. Liewe vriende, ons luister nou na die afkondigings. Ek weet nie waar die offergawes ook op. Goeiemôre gemeente. Ekskuus, daar is nie vanoggend 'n blaadjie nie. Teresa het 'n nuwe rekenaar en die Windows praat nie met die ander ene volgende nie. So ons kon nie vanoggend dit geprint het nie. Maar Dr. Gustaf, baie dankie vir vanoggend se preek. Laat ons net weer besef, ons moet nie bang wees vir ons woestyne nie, dat God werklik daar is as ons 'n woestyn ervaar. Dan wil ek ook net sê, ons gaan nou kollekte inneem weer in die kerk. Dan het ons die week 'n boodskap uitgestuur oor die finansies van die kerk, en daar sit Teresa, dat ons sny dit letterlik tot op die been, ons sny al amper die been ook. En net nadat ons dit uitgestuur het, is daar 3 mense wat onbekend is wat vir ons geld inbetaal het. So ons wil werklik dankie sê vir daai mense wat dit gedoen het. En dan ook vir almal wat bydra gee. Dit gaan regtig 'n ver pad in ons gemeente en in ons hele gemeenskap. So dankie daarvoor.
Dan het ons hier so voor 'n skildery wat Martie Erasmus geskilder het. Ons verkoop looitjies teen R50. Wat ons dan al, ons sê so 'n maand van nou af gaan trek en dan gaan iemand die pragtige skildery wen. So as jy 'n kaartjie wil koop, jy kan by Teresa daardie tyd betaal, ons kan hierdie week inbetaal, net soos jy dit reg sal vind. Dan gaan ons lekker tee drink na die tyd, so almal is uitgenooi om tee te koop na die tyd. Dankie. Baie dankie. Liewe vriende, baie dankie. Het is lekker om weer by julle te wees. Sterkte, tot ons mekaar weer sien. Ons sluit af vanoggend met lied 269 vers 1 tot 3. Kom maar staan. sy seun. Hy sê vir jou, mag die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap, die bywees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees en bly. Amen.